Goed, so voordat ons lees, kom ons bid saam en dan vra ons dat die skrif vir ons oopbreek vanmôre. Vader, waar ons nou na die Bybel toe kom en gaan reflekteer op dit wat die woord ook vir ons te sê het, oor hoe ons behoort te leef en te dink oor die karakter en die interaksie met ons as mens en ons verantwoordelikheid, bid ek met opregte hart dat u ons harte ontvanklik sal maak vir dit wat van u afkomstig is. Dat u sal spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Goed, kom ons lees saam en dan, ons gaan lees tot met vers 13 en dan gaan ek so 'n paar goed vir julle uitlig. So die Hebreërskrywer sê in vers 1, terwyl ons dan so 'n groot skare van geloofsgetuies rondom ons het, julle sal nou onthou verlede Sondag en die Sondag voor dit, Noag se ark, Vader Abraham, al hierdie ouens in die Ou Testament, Samuel, koning Dawid, Salomo, al hierdie geloofsgetuies oor wie ons met soveel lof getuig, dis hulle. So terwyl ons rondom hulle is, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Nou, voordat ek verder gaan en by die gedeelte kom, wil ek net hierdie gedeelte vir julle uitpak. Wat vir my so mooi is in hierdie gedeelte, is natuurlik dat wanneer die Bybel gebestudeer word, en hoekom die Bybel vir my en vir jou gegee is sodat wanneer ons deur soortgelyke gebeurtenisse in ons lewe gaan, waardeur die Bybelse figure gaan, dan kan ons leer uit hulle foute uit, ons kan leer uit hulle wroging uit, en hulle worsteling, hulle gebede, en ons kan leer uit God se interaksie met hulle. Want ek wil net vir u sê, en asseblief hoor my vanmôre, ek en jy lees nie die Bybel sodat ek en jy kan hemel toe gaan nie. Maak dit vir julle sin? Ek en jy lees die Bybel omdat ek die God van die Bybel wil leer ken. En dan nou natuurlik die logiese gevolgtrekking, ek wil weet wat die Here van my verwag. Dis hoekom ek die Bybel lees. En ek gaan dan hemel toe gaan, hopelik, want ek kom tot bekering deur dit wat die Bybel aan my openbaar. Maar ons motivering om Bybelstudie te doen, is sodat ons God se karakter kan leer ken. So terwyl ons hierdie geloofsgetuies rondom ons het ons nou op een tema heeltyd gereflekteer, en dit is natuurlik dat ons moet volhard in die geloof. Ons het kyk na Noag spesifiek, wat 'n 75 tot 120 jaar roeping gehad het, waarin hy moes volhard om die ark te bou. En aan te midde van daardie volharding, wat in al hierdie stories na vore kom, is bespotting, uitgejouery, mense wat jou uitlag, en dat ons te midde van dit behoort te volhard. En hier is 'n interessante woord wat hier na vore kom. As julle weer net vir my gaan, ek dink is vers 2, wat sê, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Nou kan ek net gou vir u vra, gemeente, en ek vra hierdie uit my eie hart uit, want my ouma het my so groot gemaak, waar sy gesê het, jy het een naam, net een. Vat jou leeftyd om jou naam op te bou, en het vat een simpel moment, fout wat jy maak, besluit wat jy neem, om alles wat jy opgebou het weg te gooi. En ek weet nie of julle dit ook al vir julle kinders gesê het nie, maar ons glo baie in dit. En ook as kerk van Here Jesus Christus, is ons baie ingestel op, ons wil in goeie verhouding staan met die samelewing. Ons wil nie noodwendig goed doen in die gemeenskap wat 'n slegte smaak in mense se mond los nie. Ons wil nie noodwendig goed doen in die gemeenskap wat maak dat mense eintlik die skandelike label vir my en vir jou gee nie. Soos byvoorbeeld jou dominee wat tronk toe gaan, argument onthaal. Nou, hoe skandelik sal dit nie wees? Okay? In vandag se samelewing, veral in die kerk, moet daar net 'n aantuiging gemaak word teenoor 'n Christen, wat enigstens negatief is. En dan begin ons om daardie mense te verwerp onmiddellik, of dit nou waar is of nie waar is nie. Want ons deins terug vir die skande. Ons deins terug vir die skande. En hierin word ek en jy gekonfronteer om vir onsself af te vra, is sekere goed wat ek en jy doen, en sekere goed waarin ek en jy glo, die skandelikheid werd
om deur die samelewing gekritiseer te word. Baie keer as die dominee toegesluit word, vir die regte rede, is dit nie noodwendig geskande nie, maar iets waarvoor ek en jy moet bid, iets waarvoor ek en jy oor trots kan voel. Paulus sê byvoorbeeld vir Timoteus, moenie my jammer kry omdat ek toegesluit is terwyl van die evangelie nie. Dis my voorreg. Dis my voorreg. So ons word gekonfronteer, broer en suster, om nie noodwendig te dink omdat die samelewing my kritiseer, dat die samelewing outomaties reg is nie. Maak dit vir julle sin? Want vriendskap met die wêreld is vyandskap met God, want die wêreld haat hom. Dit het ons verlede Sondag oor gepraat. Die wêreld haat hom, rebelleer teen hom. Jy assosieer met hom, en daarom gaan hulle jou kritiseer. Maar wat is dit wat Jesus motiveer? Sê dit baie mooi, die vooruitsig van dit wat nog moet kom. Wat is Christus se vooruitsig? Is natuurlik dat ek en jy met God versoen kan word, is natuurlik dat ek en jy verlos kan wees van ons sonde, dat ons wedergebore kan word, en dat ons die ewigheid saam met God in intimiteit kan voortbestaan. Dit is sy vooruitsig. Dat daar versoening is. Daarom verduur hy die kruis. Selfs die skande daarvan. 'n Simbool van skande en marteling en doodslag en vreesaanjaende tipe simbool word 'n simbool van verlossing en hoop, liefde. Dis wat Christus kom doen het. Dit was sy vooruitsig. So wanneer die Bybel my in jou oproep in hierdie eerste gedeelte om te sê, hou Christus voor oë, is dit die konteks. Die konteks is dat wanneer ek en jy gekonfronteer word met kritiek, wanneer die wêreld my en jou die wêreld vir my en vir jou lag oor wat ek en jy glo in ons diepste wese oor wie God is en die liefde wat hy vir ons het en ons vir hom, dan moet ons dit verduur. Ons moet Christus voor oë hou. Dit is die roeping op my en jou lewe. Dat ons die wedloop van die lewe sal nakom, sal met volharding deursien. En dis moeilik, lewe is swaar. Ons almal weet dit wat in hierdie kerk gebou is. Lewe is nie maklik nie. Interessant, hierdie een term wat gebruik word om te sê Christus is die begin en volëinder van die geloof, impliseer God se soewereiniteit. In ander woorde, wanneer ek en jy die wedloop van die lewe hardloop, bepaal God die baan waarin jy hardloop. Maar ek en jy het nog steeds die verantwoordelikheid om ons atletiekskoentjies aan te trek en ons voor te berei vir hierdie wedloop, om te oefen. Soos Paulus sê, ek roep nie ander mense op tot iets waarvoor ek self nie kwalifiseer nie, né? En soos 'n atleet om voorberei vir hierdie wedloop, so berei hy homself voor. Ons moet gedissiplineerd leef, dis die gedagte. So God is soewerein, hy is die begin en die volëinder van jou geloof, hy het jou geloof aan jou geskenk, hy het jou wedergeborenheid is iets wat God bewerk het, dis aktief, jou natuur is verander, broer en suster. Bybel maak dit baie duidelik, dat voordat ons op bekering kom, is my natuur gevangene van die sonde, is 'n slaaf van die sonde, is dood, ek is dood. En so 'n persoon kan nie uit hulle eie uit tot God nader nie, dis vir hulle onmoontlik. En ook die implikasie is, hulle wil nie tot God nader nie. Hulle stel nie belang. So God kom verander nie, hoor my baie mooi, God kom dwing jou nie om hom te kies nie, wanneer jy uitverkies is nie. Hy kom verander jou natuur. Want Bybelse vrye wil ek net vinnig, en hier moet julle asseblief kop hou. Bybelse vrye wil beteken nie totale autonomiteit nie. Bedoelend, dit beteken nie jou wil is neutraal, en daarop kan jy nou keuses uitoefen soos wat jy goed dink nie. Die mens is nooit neutraal nie. Die Bybelse verstaan van menslike keuse en ons vermoë om keuses uit te oefen, is nog altyd dat jy vry is om keuses te maak op grond van jou natuur. In lyn met jou natuur. Dis wat die Bybel ons leer. Adam en Eva, voordat hulle gesondig het in die tuin van Eden, hulle het volle autonomiteit gehad, kon kies God of rebellie, en hulle kies rebellie, en nou, na die sondeval, is my en jou natuur verdorwe, gevalle. So ek en jy is beïnvloed. Ons natuur gaan natuurlik die sonde kies. Voor bekering. Na bekering, wanneer wedergeborenheid plaasvind, verander God jou natuur, dat jy nou ewe skielik 'n liefde het vir God, 'n begeerte om hom beter te leer ken, 'n begeerte om sy wil te doen, en jy ontwikkel 'n haat in jou natuur vir sonde. So jy is nog steeds vry dan om in lyn met jou natuur
God te kies, Christus te kies. Hy dwing jou nie. Hy dwing jou nie. Kom ons gaan verder. Vers 4. Vers 4 sê, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe en dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy liefhet, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Nou, broer en suster, as ons dit byvoorbeeld in ons bemarking sit, hoeveel mense dink julle sal kerk toe kom? As dit ons slagspreuk was. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. Moenie mismoedig raak as die Here jou straf nie, want hy tug en straf die wat hy as kinders aanneem. So waarvoor teken jy op, broer en suster? Jy teken op vir 'n Vader wat vir jou lief is en wat jou gaan tug en jou gaan teregwys wanneer jy van die pad afdwaal. Hoekom doen hy dit? Want hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Hoekom tug ons kinders? Dit omdat ons hulle haat? Omdat ons nie lief is vir hulle nie, natuurlik nie. Dis omdat ek juist lief is vir hulle dat ek hulle teregwys. Is dit nie so nie? OK. Vers 7, verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Hoor julle die implikasie? As ons nie die tug van die Here ervaar in ons lewe nie, dan is ons nie eintlik sy kinders nie. So wanneer ons tug beleef, probeer die Hebreërskrywer vir my en vir jou sê, dis 'n goeie ding. Ekskuus. Dit is iets waar ons moet bly wees. As julle nie getug word soos al die ander nie, vers 8, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Vers 9, verder, ons het ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan ons hemelse Vader onderwerp en lewe nie. Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. So, wat is God se motivering wanneer hy my en jou tug? Dis sodat ek en jy in sy heerlikheid en sy heiligheid kan deel. Dis hoekom hy ons tug. Dit maak vir God saak dat ons heilig lewe voor hom. Goed, verder. Sê dit in vers 11, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar eerder om oor te huil. Later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug. Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Nou ek wil nou net vir die res van vandag se erediens fokus op vers 11. Wat sê, wanneer ek en jy getug word, dan lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar eerder om oor te huil. Dit impliseer dat om getug te word deur die Here is nie lekker nie. En is pynlik. Dit is die implikasie. En weer eens, uit ons menslike ervaring uit, wanneer my aardse ouers my getug het, was dit ook nie vir my lekker. Nee, en pynlik, soms. Afhangende van wat se beld my ouma gebruik het. Nee. Maar nou is die vraag, broer en suster, hoe tug die Here jou? Hoe tug die Here jou? Hoe tug die Here my? Kom ons gaan, ek gaan net vir julle 'n paar voorbeelde gee. Hierdie kan julle net neerskryf en dan gaan ons na daai voorbeelde toe gaan. As julle byvoorbeeld kyk na God se tug, gaan ek vir julle 3 voorbeelde gee, net in kort. Ons kan kyk na Israel in die woestyn, Deuteronomium 8, vers 2 tot 5, waar God die Israeliete 40 jaar lank getug het, deur honger, dors, swaar kry in die woestyn, om hulle te leer om op hom te vertrou. Hy vergelyk dit selfs met 'n vader wat sy seun tug, as julle dink aan Psalm 103. Nou, honger, dors, swaar kry, God se tug. En daar tug hy nie net individue nie, hy tug die hele volk. Nee? Kom ons vat dit dieper, en hier is 'n moeiliker teks. Dawid na sy sonde met Batseba, in 2 Samuel 12. Na sy oorspel en moord, het God hom getug deur die dood van sy kind en chaos in sy huis. Baie moeilike teks. 2 Samuel 12. Maar tog was dit nie die einde nie, want God het hom steeds verlos en later gebruik. En die tweede kind wat gebore is uit sy verhouding met Batseba is natuurlik koning Salomo. Koning Salomo.
Paulus, as jy vat na die Nuwe Testament toe, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10, sê Paulus, hy het hierdie verskriklike doring in sy vlees, wat hy by die Here pleit, asseblief Here, vat dit van my. Hy sê 3 maal, pleit ek dit by die Here, vat dit van my weg. En dan sê die Here daar 'n kragtige stelling, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. So hierdie voorbeelde van die tug, wat vir ons baie keer moeilik is, wat julle raak sien, het altyd 'n verlossende doel. En dis die verskil tussen God se tug en God se straf. Wanneer God mense tug, is sy doelwit jou beswil, is sy doelwit jou verlossing. Dit is sy doel, dat jy deel kan kry aan sy heiligheid. Wanneer God mense straf, gaan dit oor vernietiging. As jy dink oor Gorom en Gomorra, as jy dink byvoorbeeld oor die mense in Noag se storie, wat dit nie gemaak het op die ark nie. Klomp voorbeelde wat ek vir julle kan gee, maar kom ons zoom in op hierdie storie. So ek wil eers begin by die strafgedeelte. By die strafgedeelte. So as julle na Eksodus toe blaai byvoorbeeld, sal julle sien, dit praat van die koning, of van die farao, en dan sê dit, die Here gaan die farao se hart verhard, hy gaan hom hardkoppig maak, sodat hy nie die volk laat gaan nie. Nou weet jy, wanneer jy dit op die oog af lees, dan klink dit asof God nie eintlik vir die farao 'n keuse gee nie, né? Hy maak hom dan hardkoppig, en dan straf hy hom vir sy hardkoppigheid. Dit klink nie baie regverdig nie. Sê julle so? Okay, maar daar was 'n bietjie meer nuance aan dit as net dit. As jy byvoorbeeld gaan kyk in Eksodus 5, wil dit net vir julle hier noem. Eksodus 5 vers 2. Eksodus 5 vers 2. Hoor die farao se woorde wanneer hy gekonfronteer word deur Moses. Hy sê, wie is die Here dat ek na hom moet luister? Ek ken nie die Here nie. Ek ken nie die Here nie. Nou hierdie is voor Moses kom met die pla, voor Moses kom met sy roeping. So wat sien julle reeds in die farao se hart? Verharding. Verharding. Stel nie belang in God nie. Wie is hierdie Here dat ek in elk geval nou moet luister? Want hoe die farao homself gesien? Ek is die oggend en die môre ster. Ek is die God. Nee? So julle sien klaar, sy hart is reeds verhard in rebellie teen God. So wanneer God hom dan oordeel later en sê, ek gaan hom hardkoppig maak, is die bedoeling eintlik, ek gee jou oor aan jou hardkoppigheid. Dis God se straf. Ek gee jou oor aan jou reeds verharde hart, op grond van jou geweld wat jy gepleeg het teenoor Israel, die slawerny wat jy gehandhaaf het, ensovoorts. Maak dit vir julle sin? So God se straf is sy oorgee, as jy dink aan Romeine 1, aan ons opvattings en ons verlorenheid. As jy gaan na Eksodus 9 vers 12 toe, as jy gou soontoe wil blaai, Eksodus 9 vers 12, kry nou hierdie woorde wat sê, maar die Here het farao se hart verhard, en hy het nie na hulle geluister nie. So God se straf in hierdie konteks is die hardkoppigheid wat dan uitloop op die vernietiging van Egipte. Sien julle dit? Wanneer hulle byvoorbeeld vir Moses probeer en die volk probeer inhaal met die strydwaans en so aan, nadat hulle deur die Rooi See getrek het, dan word hulle vernietig en deur die water weggespoel. So God se oordeel, wil ek hê met julle sien, per definisie lei altyd na verwoesting. Altyd. Kom ons kyk na tug, en dis na Jona, as julle na Jona toe blaai, waar jy plek gehou het. Kan julle sien, ek moet net hierdie sê, ek het dit neergeskryf, en dit is so belangrik, so belangrik. As ons die definisie vat, Bybelse definisie van keuse, dan sê dit, jy kan keuses maak op grond van jou natuur, in lyn met jou natuur. En jy het nou gesien in Eksodus 5, die farao se natuur is verharding reeds, is klaar 'n hart van opstandigheid, hoogmoed ensovoorts, en God se oordeel is om hom oor te gee. Maar die keuses wat hy uitoefen in sy lewe, is in lyn met daardie natuur. Jona aan die ander kant, sien ons is nog 'n profeet wat op pad is. Sy natuur is nuut, maar is nog nie volkome nie. Is nuut, maar nog nie volkome nie. So julle ken die storie. God roep vir Jona om Ninive toe te gaan, om vir hulle die boodskap van bekering te bring. En dan wat doen Jona? Hy vlug Tarsus toe, né? As ek reg is, hy vlug. Want sy natuur is nog gemeng. Hy ken die Here, maar sy ou natuur, daardie wroging wat ons nog steeds in ons het, kan partykeer ons keuses beïnvloed. En hy het nog steeds die vryheid. Hy gaan op die see, hy gaan klim op die skip. Maar omdat hy 'n kind van die Here is daar gevolge. So die Here stuur die storm as sy tug, en die vis as sy tug.
Want wat gebeur in die vis se binnekamer? Ek wil dit net vir julle lees. In Jona 1 vers 3 staan daar: Maar Jona het opgestaan om na Tarsus toe te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. So sien julle die ou natuur wat hier na vore kom en sy keuses beïnvloed? Okay? Hy vlug weg en hy het vryheid om dit te doen. Vryheid om dit te doen. Maar omdat hy 'n kind is van die Here, gaan die Here dit nie net daar los nie, die Here gaan hom tug daarvoor. En dan stuur hy die storm. En dan wanneer hy in die vis se binneste is, sê Jona 2 vers 1, en Jona het tot die Here sy God gebid uit die binneste van die vis. Was hy gedwing om te bid? Nee, hy doen dit vrylik. Want hy besef, die Here is besig om aan my te vorm. Want die vis is gestuur dat ek nie moet sterf in die oop see nie. Dis eintlik God se genade. Hoor julle die verskil in perspektief? Okay? So Jona, wanneer hy selfs dan nou by Ninive aankom en vir hulle die boodskap bring van verlossing, is die implikasie in sy hart nog steeds dat hy kwaad is vir die Here. Want hulle doen al hierdie verskriklike goed en dan sê die Here, nou gaan hulle tot bekering kom en dan gaan hy hulle verlos. En ek hou nie daarvan nie. So sien julle nog steeds hierdie wroging in Jona se hart. En dit maak spanning. Want dit is wat ek vanmôre vir jou wil kom sê. Ek is jou dominee, ek as mens soos jy, kan nie die spanning vir jou oplos nie. Ek kan dit nie vir myself oplos nie. Daar is spanning. Maar ek en jy word opgeroep om te leef in hierdie spanning. Want die Bybel los dit nie op nie. Soos julle nou gesien het. Die Here straf baie keer mense en dit lei tot vernietiging. Ons het telke male dit nou al ervaar in ons tyd saam in die Hebreërsboek. God se tug help mense om heilig te lewe vir God, vorm hulle en gee vir hulle goeie vrugte. Dit is sy bedoeling daarmee. Maar kan julle sien dat die tug is nog steeds nie vir mense lekker nie. So die oproep vir my en vir jou vanmôre is wanneer wat ook al met jou gebeur in jou lewe, leer daar onderskeidingsvermoë in gebed om vir die Here te vra wat is besig om aan te gaan. Hoekom gebeur hierdie dinge? Want jy is nie heeltemal gevrywaar nie. Ons dink baie keer wanneer sekere goed met ons gebeur, is ons heeltemal gevrywaar baie keer. Daar is goed, en dis hoekom hierdie kompleks is. Daar's goed in die lewe wat gebeur waar ek en jy absoluut geen beheer het nie. Geen. Dis deel van die menslike ervaring. 0. Nee? Dan is daar ander goed wat ek en jy doen waar ons nonsens aanjaag en dan is daar gevolge vir die nonsens wat ons aanjaag. Dis ook so. Menslike verantwoordelikheid. Dan is daar momente in my en jou lewe waar ons God se hand so duidelik soos daglig kan sien in ons lewe. Momente. Mense word gesond. Mense kom tot bekering. Mense oorwin sonde in hulle lewe. Ons sien God se hand. Al drie hierdie ervarings is 'n realiteit. En daarom is daar spanning. Maar nie noodwendig elke slegte ding wat oor my en jou pad kom van die duiwel af nie. Dit kan van God ook afkom. Net soos wat nie elke goeie ding wat oor jou pad kom van God afkom. Dit kan ook van die duiwel afkom. As julle my nie glo nie, wat bied die Satan vir Jesus aan in die woestyn as hy hom versoek? Al die koninkryke van hierdie aarde. Rykdom, roem, mag. Wat vir my baie ironies is en so 'n bietjie humoristies, want al daai koninkryke behoort reeds aan Jesus. En so hy bied hom eintlik reeds sy besitting aan, wat vir my baie simpel is, maar dis nie nou waar vanoggend se preek gaan. Rykdom kan uit die hand van die Satan af kom. Net soos armoede. Armoede kan uit die hand van die Here uitkom. Net soos rykdom. Daarom is daar spanning, broer en suster. Die volwassenheid, want ek en jy opgeroep word vanmôre is om daardie spanning te erken en om saam met daardie spanning te leef in verhouding met God. Met vertroue op God. Want wat is ons beleid rondom wie God is? Hy is liefdevol, genadig, sagmoedig. Hy is goed. Dis wat ons glo. So wanneer hierdie dinge gebeur, vertrou ons die Here in daardie omstandigheid. Vertrou ons die Here in daardie omstandigheid. Kom ek sluit af deur julle te vat na Jesus Christus toe. Nou Jesus se natuur, weet julle, is volmaak. Sy natuur is soos Adam en Eva se in die hele in die begin, omdat hy nie 'n vader gehad het nie, 'n aardse vader nie. Die sondige natuur is nie oorgedra na Jesus Christus toe nie. En daarom wanneer hy versoek word, het hy die autoriteit om te sê nee, net soos wat Adam gehad het heel in die begin. Maar ek wil net hê julle moet hoor, ons glo in die kerk, nê, dat Christus moes kom, Christus moes kruis toe gaan, daar was nie 'n ander opsie nie, dit is hoe God dit gewil het, dit moes so gebeur het.
Hy moes vir Jesus so sonde behandel, sodat ek en jy met die regverdigheid van God bekleed kan word, en dat ek en jy met God versoen kan word. Ons sê, die kruisgebede is God se wil. So iemand in die kerkgebou wat daarteen stry. Okay? Sê dis God se wil. Nou kry jy 'n teoloog wat in vandag se samelewing argumenteer dat dit is kindermishandeling. Dat God die Vader sy seun kruis toe stuur. Dis eintlik boos. Ons kan nie dit van God glo nie. Okay? Nou, wil ek net vir julle wys, Jesus is nie gedwing om kruis toe te gaan nie. Weet julle dit? Gaan vir my na Johannes Evangelie 10 vers 18 toe asseblief. Johannes Evangelie hoofstuk 10 vers 18. Net hierdie een lyntjie van ons Here Jesus Christus. Hy sê, niemand neem dit van my af nie. Hy praat oor sy eie lewe. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie neer. Ek het die volmag om dit neer te lê en ek het ook die volmag om dit weer op te neem. Klink dit of Jesus gedwing word? Nee. Hy het die volmag om dit neer te lê en hy het die volmag om dit weer op te neem. So Jesus Christus, wat twee nature het, 'n menslike natuur en 'n goddelike natuur, as sy identiteit, as ons sê ons maak keuses in lyn met ons natuur, sy natuur is volmaakte liefde. En hy sê vir ons, daar is nie 'n groter liefde as dit, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende nie. En hy openbaar dit deur kruis toe te gaan. Maar hy is mens in die tuin van Getsemane, al weet hy dit, al weet hy die wonderlike vooruitsig, al weet hy wat se kosbare realiteit dit is en wat se liefde hy uitstraal, wat bid hy in die tuin van Getsemane? Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker asseblief by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, U wil geskied. Sien julle die spanning weer? Sien julle die spanning weer? En wat ek wil hê jy moet huis toe vat vandag, is wanneer daar tug oor jou lewe kom, moet ons Christus, soos die Hebreërskrywer sê, voor oë hou. Wanneer daar lyding oor my en jou pad kom, dan moet ons Christus voor oë hou. Christus is nie vrygespreek van die lyding nie, is hy? Hy het dit aangetrek. Hy het dit aangetrek. Daarom kan Christus vereenselwig met my en jou tekortkominge, hy kan vereenselwig met my en jou versoekinge, hy was ook versoek, en hy kan vereenselwig met hierdie spanning, wat ek en jy beleef. Want hy het dit ook beleef as mens, hy was volkome mens soos ek en jy. Laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Ek sluit af met een versie. En ek wil net julle met luister, is in Lukas 22 vers 42, waar dit hierdie gebed aanhaal, wat sê, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Dit is die Christen se pleidooi, ongeag ons omstandighede. Vader, laat U koninkryk kom, laat U naam geheilig word, want aan U kom toe alle lof en alle eer tot in alle ewigheid. Amen. So, mag ons die tug verduur wanneer dit oor ons pad kom, soos 'n kind dit maar moet verduur. Dit is nie vir ons lekker nie, dit is vir ons pynlik, maar dit gaan vir ons vrugte afwerp. En daarop vertrou ek en jy. En hier is die punt, God se tug het nie net oor jou gekom en jy was 'n onskuldige bloetjie nie, dis waarmee ons gekonfronteer word. Jy het sekere keuses uitgeoefen wat God se tug oor jou gebring het. Nie waar nie. Nee? Daarom verduur jy die tug, want jy verdien die tug. Ek verdien die tug, as ek getug word. My ouma het my nie net sommer pak gegee vir somme nie, omdat sy so gevoel het nie, alhoewel daar mense is wat dit moet doen, of wat dit doen, en wat moet aangespreek word daaroor. My ouma het my pak gegee, wanneer ek sekere keuses uitgeoefen het, en ek was stout. En dit doen die Here ook met my en jou. En daarmee, hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy 'n skuldbelydenis het, om voor God te kom, en te sê ek is jammer. En ek het berou. Maar dit vat nie noodwendig die gevolge weg, van wat ek en jy doen nie. So dit sê vir my en vir jou, al is God soewerein, het my en jou keuses nog steeds gewig en impak in hierdie wêreld. Op ander mense, op jouself, ensovoorts. En hierdie twee goed leef in spanning met mekaar, en ons aanvaar daardie spanning. Ons aanvaar dit, ons leef in die spanning. Daarom bid ons nog steeds oor die Here, want ons glo hy kan ingryp op enige moment, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om te leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is,
Here, dankie dat die Heilige Gees ons deur hierdie Hebreërs boek begelei en vanmôre ons almal konfronteer met 'n moeilike tema. En baie keer vir ons 'n swaar tema, want soos die Hebreërskrywer ook erken, dit is nie vir ons lekker om getuig te word nie. Dis baie keer vir ons ongelooflik pynlik. Maar die oproep vanmôre vir elkeen van ons wat dit aanhoor en ook hulle wat dit aanlyn gaan hoor, is om te volhard te midde, Here, van die tugtiging. En dat ons 'n gesindheid het van nederigheid. Dat wanneer die tug oor my kom, ek kan erken dis sekere besluite en keuses wat ek uitgeoefen het, 'n gedragspatroon wat nou gevorm moet word of tereggestel of tereggewys moet word. Help ons daarin, Here, om dit raak te sien. Want in die oomblik, in die pyn, is dit vir ons bitter moeilik. Dit is vir ons bitter moeilik. Here, wat ook al en waar ook al ons onsself bevind, bid ek dat elke lidmaat vanmôre sal huis toe neem dat U hulle liefhet en daarom vorm U aan ons. Sal huis toe neem dat ons U voor oë sal hou, ons Here Jesus Christus. Want U het ook die lyding ervaar, maar U bring harmonie om vir ons te wys wanneer ons natuur vernuwe is, het ons 'n liefde vir God en vir dit wat vir God aanneemlik is. En dit wil ons najag. Dit wil ons najag. Help ons daarmee. Seën ons, Here, ook in die week wat voorlê en al die take wat ons moet doen, moet verrig, verantwoordelikhede wat ons moet nakom, die spanning of bekommernisse wat daar in ons hart is, mag U vir ons uitkoms gee soos net U kan. Hierdie dinge bid ons nie omdat ons dit verdien nie, Here, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.